Die groot frikadel avontuur. Lees saam met Jude en Max. Today's sound is the frr klank. Let's get started. Vroegoggend het Jude wakker geword met 'n groot glimlag op sy gesig. Hy het na sy broer Max se kamer gehardloop en aan sy skouer geskud. Wakker word, Max, ons maak vandag frikadelle met ouma. Max het sy oë oopgemaak en sy neus gefrons. Maar Jude, ek kan nie kook nie, het hy gepiep. Moenie frons nie, Max, het Jude gelag. Ouma sal ons help. Kom trek jou vrok aan en die een met sterre. Ouma se kombuis het lekker geruik. Goeiemôre, my fris klein mans, het sy gesê. Jude het begin om die vleis te vrommel tot rond bolletjies. So maak jy 'n frikadel, het hy vir Max gewys. Max het dit ook probeer. Sy eerste frikadel was 'n bietjie skeef, maar dit was syne. Ouma het geglimlag. "Sjoe, dit lyk fraai," het sy uitgeroep. Terwyl die frikadelle in die pan gebraai het, het ouma 'n ou resepteblad uit die laai gehaal. "Weet julle wie se geheimde resep dit is?" het sy gefluister. Max het sy wenkbroue gefrons. "Wie se resep, ouma?" "Oom Fransen," het ouma geglimlag. "Hy was die beste kok in die hele familie." Elke frikadel wat hy gemaak het, was fraai en perfek. "Oom Frans," het Jude uitgeroep. "Hy het altyd so fris gelyk, asof hy altyd buite gespeel het." Teen middag was die tafel vol frikadelle, sommig van Jude en sommig van Max. Ouma het 'n fraai slaai langs gesit en almal het gaan sit. Max het sy eerste happie geneem. Dit is die lekkerste ding wat ek ooit geproe het. Jude het sy bors uitgesteek en sy vrok reggemaak. "Ons het dieselfde gemaak, Max. Ons is nou regte koke." Ouma het gelag. "Julle is die fraaiste klein kokies wat ek ken." En so het Jude en Max geleer, met 'n bietjie verrommel, 'n bietjie liefde en oom Frans se geheime resep, kon hulle enige iets maak. Kom ons kyk na die woorde. Come let's look at the words one more time. There, from the top row. Frons, gefrons, frikadel, vrok, fris, vrommel, fraai, fraaiste en Frans. Well, I hope you enjoyed it, everybody. Head on onto my channel if you need more resources, more stories to come, and lessons soon to follow. Bye!